dit heeltemal. Ons vertrou so op ander mense se opinies en my eie gevoelens en. Ja, daar is seer en daar is gebrokenheid en ek dink die trauma wat haar ou deur gegaan het. Terselfdertyd die vrede en die liefde en ek dink daar's baie iets wat mense moet vaskyk. Welkom Gerry, dit is goed om jou weer te sien. Collega, vriend, broer, dit is ook goed om jou te sien. Ek hoop die week was vooruit gewees tot dusver toe, of die paar etlike ure wat van die week agter ons is, en dat jy gereed is vir alles wat voor lê in die res van die week, maand en jaar. Ja, baie dankie, ja, selfde vir jou. Al die geld wat ons betaal, ons seker nie 'n keuse nie. Nee, ons moet. Vir so min ure werk, so baie geld is verskriklik. Dus, Maar jy het seker 'n besonderse week gehad, want ek wil jy het hierdie week 'n vol week gehad wat jy met die Toyota rondgery het. Jy het gevoel om nie te ek staan het nie. die auto gehad, ek het nie met hom rondgery nie. Want jy het nog steeds daai Puma of Total garage wat so jou in die oë kyk as jy met een ry. Ja, jy moet ook rustig wees. So nou ja, ek sit bly jy het nie weer gestaan of afgebreek of iets nie. Ja, die sagtheid van my kussing oor nie bekommernisse of daai olielek of iets wat sweet nie is ongelooflik, Gerry. Ek voel of die duiwel my bietjie uitgelos het. Maar ek sal nou nie sê die auto is 'n mooi teologiese ding om jou te weerhou van die versoeking van die Satan af nie. Maar ons is besig in hierdie reeks want dit voel partykeer of die duiwel net weet wat se knoppies om te druk of wat se skuwe om te maak. Ja. Maar ek dink ek so belangrik dat die duiwel self sê okay, ja, is. Ek weet nie. Dis waar jy die fout maak. Jy is belangrik. Hy partykeer dink ek net hy los en hy kyk net wat ek doen en hy sê so of wel jy het nie my hulp nodig nie, maar ek dink dis partykeer voel ons so vir een of ander rede voel dit of iets speel teen my. Ja. Ons gebruik in hierdie reeks die prentjie van 'n skaakbord en dit is regtig net 'n prentjie van 'n skaakbord. Ons lewens is nie 'n skaakbord, maar ons gebruik die prentjie van 'n skaakbord om te moenie by begin verby. Jy moet ook nie by die bank steel. Ja, moenie. Gaan tronk toe. Die gedagte van hierdie skaakbord is net dat die lewe is eintlik maar 'n ek wil nie sê spel nie, maar daar's hierdie bord wat ons na kyk. En die lewe wat ons leef en in die lewe beland ons soms in die moeilikheid soos dat jy in 'n skaakwedstryd spel betrokke raak of in die moeilikheid beland net en dan seker 'n skuwe wat strategies is. Ja. En ons kyk in hierdie reeks na skuwe wat gemaak word deur onsself, deur die vyand, maar ook deur die Here. En ons herinner onsself dat ten spyte van waar ons is, dat die Here altyd die laaste skuif van ons lewens het. En dit moet ons glo. En ons gaan kyk na Moses se storie, ons gaan kyk na Josef se storie en hierdie Sondag het ons gekyk na Job se storie, nie? Waar dit gelyk het as hy nog geen skuif meer oor het nie. Ja, dit is een van die stories wat baie gebruik word om as dit swaar gaan of as dit sukkel. Baie belangrik ook om te sê is dat ek en jy is nie Job nie. Ja, ek dink dit is ons moenie altyd direk na die lewenssituasie kyk en sê ek is soos Job nie. Job het 'n hele ander eeu geleef, maar die beginsels wat ons leer in Job is verskriklik belangrik. Daar's baie mooi beginsels. Want ons sing baie keer nie die volle prentjie nie, want ons kyk so in maar ek is soos Job, ek is soos Josef, ek is soos hierdie is heeltemal 'n ander ou. Miskien het julle nie eers om dieselfde braaivleisvuur gesit nie of dis 'n baie spesifieke persoonlike persoon, maar die beginsel wat ons daarin leer, die goed wat in sy lewe gebeur het en ja, daai is die groot ding. Dis vir my altyd 'n belangrike ding. En as mens dan na sy lewe kyk en sê dat ek dink die voorbeeld van Dawid en Goliat is 'n belangrike ding. Ons kyk na die storie van Dawid en Goliat en sê ek is soos Dawid en my reus is finansies. Maar Goliat was nie Dawid se persoonlike reus nie. Dit was Israel se reus gewees. Die vrou op die dak was Dawid se reus. Elkeen van sy klippies het hy 'n broer gehad. Ja, hy het nie 'n slingervel op die paleis se dak gehad toe daai tannie enkel gewas het nie. Want ons is so persoonlik besig met die Goliat. Weet jy wat Goliat is eintlik 'n nasie se reus en dat jy moet opstaan. En dieselfde met Job, nou vra ons onsself, hier is skuwe aan die gang en baie direkte dat die aanklaer en op sigself kan jy mos nou daai hele storie van wat soek Satan daarbo? Ja, hy wat soek die aanklaer daarbo? Ook kan 'n teologiese debat uit dit ook uitgaan. Ja. Maar hier sit ons met dit. Ja, die storie. Wat as ek kyk ek bedoel jy's nou in jou teologiese opleiding so 'n bietjie verder as ek gevorder, maar ek verstaan dat Job eintlik een van die oudste geskrifte is net. Ja, hy is dis dat hulle sou sê 'n story that's older than time. En soos jy sê, ten spyte van die storie hoe oud hy is en wat aangaan in die storie, sal 'n klomp mooi lesse om te leer net. Ja. Ek het vir jou gister 'n ding gesê, of eergister vir jou ding gestuur oor 'n skildery wat in die Louvre gehang het in Parys.
En hierdie was 'n skildery, ek gaan nie eens probeer om jou se naam uit te spreek nie, vreeslike name wat hy gehad het, maar die skildery se naam was Checkmate geweest, en die skildery het in die Louvre, ek verstaan hy's nou uit daar, so hy's nou in privaat besit, maar as jy na die skildery kyk, dan sit die beeld van die duiwel, wat skaak speel teen 'n man, en die stuk se naam is Checkmate, en dit wil die persepsie bring dat die man in die moeilikheid is, en die duiwel sy siel gaan vat, en toe lees ek dat daar by hierdie skildery, wat in die Louvre toe gehang het, 'n skaakmeester gaan staan het, en hy het gekyk na die skildery, en toe maak hy die opmerkinge, en hy sê, maar luister hier, soos jy na die spel kyk, en na die bord kyk, is die vyand nie die ene wat oorwin nie, maar die ander ou, is 'n skui weg om hom in skaakmat te sit net hier. So die vyand bring skuwe na ons lewens, so wat lyk asof dit skaakmat is, asof dit game over is net, nee, en as jy Job se storie lees, Rias, dan gebeur daar 'n paar goed met hom, as jy praat van 'n blou maandag, nee, wat ek weet nie, by ons sê was 'n regverdige man, maar genade, nee, daar kom 'n klomp skuwe na hom toe op een dag. Ja, dit is 'n aaklige plek, en baie keer, as jy kyk na skaak, is jou meesters, en die ouens wat regtig goed is, hulle maak dat jy jouself in skaakmat skuif. So hulle speel so vooruit, die regtige ouens, dat Ja, ek dink hulle praat van hulle is 10 skuwe vooruit al, nee? En die rede is dat jy gaan jouself in skaakmat inskuif. Ja. So baie keer doen die vyand Maar presies hierdie arme dit. ou het niks verkeerd Ja, maar gedoen Job hy het niks, hy het homself nie eens in skaakmat geskuif nie, dis net die opponent teen wie hy speel, of dit wat gebeur het, is net en groot dis kom ons sê dat lewe. ons is nie Job nie, baie keer skuif ons onsself in skaakmat, en of die persepsie van skaakmat, maar hy is daar waar hy is, hy's 'n geregtige mens, en die lewe het gebeur. Die taxi het voor hom ingery sonder dat hy dit enigstens Sy skoonma het kom kuier oor Desember maand. Die lewe gebeur. Maar die goed gebeur net, nee. Ongeag die storie van Job, of dit nou 'n regte storie was, en of dit nou 'n storie is wat daar vir ons is, dat ons iets moet inlees, daar's mooi goed om sy lewe om te leer net, nee. En die eerste ding wat jy sien in die storie is hoe die vyand dadelik iets skuif maak na sy hart net. Dis die skuif wat die vyand maak na ons lewensstorie, as is dit nie na ons hart toe. Spreuke 4 sê, bewaak jou hart. Is God nog God? Jy kan dink hierdie man, op een dag, as die Bybel lees en sê hulle, en dit gebeur, en terwyl hy nog sit, het dit gebeur, en sy kinders, en sy besittings, en sy beeste, en die ene, en iewers skielik wonder ou, is die Here regtig nog in beheer van hierdie? En is dit hierdie, dis miskien 'n ander vraag net, nee, die indruk wat ons baie keer in die lewe het, dat die lewe nog 'n armdruk is, tussen God en die duiwel, nee, jy weet, en nou en dan is die Here in die moeilikheid, dan kom hy uit, en dan druk hy terug net, en dan maak hy aanvalle na ons lewens toe, na ons harte toe, kan dit mos nie die waarheid wees wat ons glo nie, dat dit 'n kompetisie nog is tussen God en die vyand. Ja, dis die mooi ding van die skildery, dis nie die Satan teen God nie. Dis jy wat daar so sit in die skaakbord. En daar's 'n engel wat agter staan en kyk. Loer alles, maar dit is nie daai Magnus wat daai groot van wat hy het. Hy gaan nie, as jy nie op 'n sekere vlak kom, jy gaan hy net nie met jou speel nie. Satan is definitief nie op daai vlak om enigiets teen God te speel nie. En dis wat jy sien ook hierso is. Dis 'n baie ander situasie. Dit is jy sit in hierdie wêreld en jy doen alles tot die beste van jou vermoë. Hy doen alles reg. Alles reg. Betaal sy tiende, hy ry 'n Toyota, genade. Hy dien op die kerk se kinderkerk. Ja, alles. Hy doen al die mooi goeders, en dan gebeur en nog steeds lewe. En dis die wêreld. Die Here het gesê, ek vir my pa se gunsteling sê goed, soos mot en roes. Dit Jesus het gesê, mot en roes. Dis een van die min beloftes wat hy gemaak het, is daar sal mot roes en dan diewe sal steel. En ons mis dit. Maar dis 'n moeilike, dis eintlik 'n vreeslike moeilike gedagte, want ons almal gaan deur daai tye van, kyk ons het uitdagings, partykeer het jy nou maar, dan bars daar 'n pyp by jou huis, en dis maar 'n uitdaging, of iets gebeur met jou kar, of met jou elektriese fens, soos wat my gebeur het die naweek, wat stikkend is, dis die lewe, partykeer gebeur daar groter goeters, nee, in ons verhoudings, in ons in 'n dokter wat vir ons 'n slegte mediese verslag gee, kind wat weg is van die huis af, goed wat gebeur met ons, wat groot goed is net, nee, en dan bring dit die vraag net, in daai oomblik net, is die Here regtig in beheer? Want as ek Job was, sou dit my vraag gewees daai aand, toe ek my kinders verloor, toe ek al my besittings verloor, dat, waar is die Here? Ja, Job se vrou het realisties gestel, nee. Sy was baie... Die tannie was nie gelukkig gewees nie. En
ek dink Sy eintlik verwoord sê wat ons eintlik sou ja, want verwoord. ons worstel met dit. Ons Waar's God? ja, in die Vervloek hom. elke eerste van elke maand as dinge by die bank wild gaan, dan sit jy en vra vir jouself en vra vir die Here voorsien u regtig of is dit of daar's al hierdie honderde goeters en dan gebeur iets groots en dan Ja. kom daai maar hierdie uit nou skuif op die skaakbord gemaak wat lyk of dit my hele wêreld omver gaan En dit gooi. moes, nee. Ja. Jy weet, as jy ek kan nie eers en ek wil nou mense wat vanoggend luister of kyk hierna net ek kan nie dink mag die Here my dit spaar net, jy weet wat gebeur as jy jou kind verloor. Ek dink dit moet 'n verskriklike ding wees en die bietjie wat ek al met mense gesels het en ek kan nie eers myself. Maar daar's weet om in daai oomblik nog steeds te glo dat God goed is. Dit is Ons kan 'n plastiek kerk antwoord gee, nee. ja, dis die Ek sal kwaad wees. ons Onseker wees. ja, daai is 'n eers as jy daar kom sal jy seker weet, maar ons help ons uit met die Legacy of Love kampe en die Baie mooi is, ja. wat mense dis hulle het Baie hulle verlies. kinders of mans of so verloor in die een aand doen ons 'n aanbidding, so 'n bietjie terapie en musiek en net stil te word vir die Here en ek sing Miracle wat 'n Waymaker. Soos ons altyd doen in die kerk. Van die mooiste liedjies wat jy sing en so groot gegaan. Die realiteit van dit en daai aand is dat die een vrou na my toe kom en sy luister, daai liedjie het ons geluister op pad na haar man toe en hulle het dit gesing en hulle het gesê U is 'n wonderwerker. Het op sy woord gestaan. Nee. En daai wonderwerk het nie gebeur nie, so hulle kan nie eintlik meer daai liedjie sing hulle nie. Dis ek so of soos jy sê plastiek kerk. Dis wonderlike liedjie, maar op daardie oomblik baie plastiek want hulle sê net sy kan nie getuig van dit. Ja, dit is goed wat ons nie sien nie, nê? En ek dink dit moet ons ook weet, want ek bedoel Job het nie hierdie storie gesien afspeel nie, nê? Dit het nou in die hemel gebeur, in die bonatuurlike, sonder om nou al daai deur oop te maak of daar te gesels. Ek en jy is nie ouens wat lief vir vreemde goeders nie, maar daar's 'n geesteswêreld, daar's goeders wat ons het baie keer beperkte persepsie in 'n beperkte sien van ons lewens. Want as Job miskien gesien het wat agter die skerms gebeur net, nê? En daai jy weet, maar hierdie is groot goed. Moeilike goed. So hy maak 'n skuif na sy hart toe. Hy maak 'n skuif na sy verhoudings toe. Die hele boek Job kan jy gaan lees. En maar sien ons Job doen twee mooi goeders, Rias. Die een ding is dat hy skeer sy hemp so Superman. Maar die Bybel sê hy skeer sy kleed nadat hy deur hierdie verskriklike moeilike omstandigheid is en goed gehoor het oor sy lewe. En hy val op die grond en hy aanbid. Ek dink my en jou kragtigste antwoord is op die onsekerhede in hierdie lewe. En goed ons nie verstaan nie, en wanneer die skuwe van die vyand en van die lewe na ons toe kom, is om daai ding te doen net, nee, is om net die Here te aanbid net. So aanbidding doen iets in ons harte wat min ander goeders in hierdie lewe kan. Dit gee vir ons krag wat baie min ander goed kan. Ja. Maar weer is dit 'n besluit van hom af, nie, om dit te doen het. En dan lees jy die verder in sy storie, nee, ons het nie tyd om die hele storie te lees nie, maar dan sien jy, hy doen 'n volgende ding, hy besluit om aan die woord van die Here vas te hou, om die woord van die Here in sy hart te bewaak net. En ek dink jy ons kan goed genoeg klem daarop sit nie, dat my en jou verhouding met die Here, dit wat ons glo God, ten spyte van die seisoen waarin ons is, kan nie gekoppel wees oor hoe ons voel nie. Want dit is dit koos hulle wat hy wat in sy liedjie uitskryf van gevoelens, nê? As ons op die gevoel gebou het, sou die kruis nooit gebeur het. Ja. So as ons verhouding, en dit is so, ek wil nie dit met goedkoop klink volgens nie, maar as ons daar is die enigste twee goed wat ons kan doen om ons uit te kry. Is om te aanbid. Want jy kan nie jou kop vertrou nie. Jy kan nie want jy te veel plekke net het. Jy kan nie eers mense altyd vertrou nie, want hierdie vriende van Job is nie die beste chomming gewees nie, nee. Hulle gee so 'n bietjie raad net, nee, wat heeltemal soos meeste Pelema is dit, maar hy aanbid en dan bly hy in die woord en hy bid en hy bly in die woord. En as jy daai ding kan doen, ten spyte van die skuwe wat aan jou kant toe kom net, nee, sal daar hoop wees. Sal daar antwoorde wees, sal daar genesing wees, miskien nie op die manier van ons het wil hê nie, maar dit sal daar wees, want daar is 'n tawwe ding om te doen, joh. In die tuin van Getsemane wat hy het gaan bid, hy het aanbid, hy het stil vir die Here geword en sy grootheid getuig en dat sy wil belangriker is as die Jesus se vrees of bekommernisse wat ook al dit mag wees,
die Here neem hierdie beker van my is 'n ongelooflike ding om te sê vir Jesus. Ons lees dit soms net as net, maar daar is 'n mooi voorbeeld net van waar die vyand 'n skuif maak. Ja, 'n Groot skuif maak. Ek bedoel die stukke op die bord is daar net, en hy lag lekker. En hy kom vir die koning net, hy dink dit al sy goeders in, dat hy daai skuif na Jesus se lewe toe maak net. Want wat wil hy doen? Hy wil hom weghou van die kruis af net. Hy wil hom weghou en so in my lewe maak hy wat is eintlik baie mooi. Wat doen Jesus, né? Ja. Hy's mens, hy erken die egtheid van sy emosies op daai stadium. Jesus, Here, hierdie beker is moeilik. Ja, want sy persepsie van wie God is en wat God se plan op die uiteinde is soveel groter as die belangrikheid van hy self. Want in al hierdie goed, ons ag onsself so belangrik dat ons die volgende voel. My gevoelens is so belangrik dat ek moet gehoor word by die troonkamer. Wat dis nie hoe die volgorde van die verhouding werk nie. Jesus besef dit, daar is soveel liefde van God af vir ons. Terselfdertyd is dat die spel soveel groter is as ons en soveel meer ingewikkeld is as ons dat jy eintlik nie eers jy kan nie op jou eie vermoë in staat maak as jy op hierdie tafel gaan sit en die skaakbord sit nou hierso nie. Dis net die ou soveel skuwe voor jou uit en ek dink die plan ook van die aanklaer Satan was baie intrinsiek, hy soveel skuwe voor God nou, want hy gaan vir God wys as hy hierdie skuif, dan sit hy vir God in skaak. Amper soos Adam en Eva was ook hierdie. Ja, ek het dit. En God het daar gesit en sê, jy speel nie met my nie. Ja. En dit is hoe dit is, en Jesus het daai selfde geweet is, dat die enigste manier hoe ek hierdie kan wen, is nie dat ek self speel nie, maar dat ek die beker vir die Vader gee. En ons doen dit te min. Ons doen dit heeltemal te min. Ons vertrou so op ander mense se opinies en my eie gevoelens en. Ja, daar is seer en daar is gebrokenheid en ek dink die trauma wat daai arme ou deur gegaan het. Terselfdertyd die vrede en die liefde en ek dink daar's baie iets wat mense moet vaskyk is daai vermeerdering wat Job toe aan die einde ervaar het. Is nie dat nuwe kinders ou kinders kan vervang nie of die goed wat jy nou het kan vervang wat jy gehad het nie, maar as 'n belofte. Die vrede en die oorvloed wat jy ervaar met God deur alles, daai is die oorwinning. Ja. Daar is 'n belofte aan die einde van sy storie, nee, dat in spite van die skuwe wat die vyand gemaak het en hy het groot skuwe gemaak, glo ons dat die koning die laaste skuif maak in sy lewe. En ek moet ons daarmee afsluit. Want die Bybel sê Job 42 vers 10, hy sê en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. En ek dink die besittings is maar net 'n simbool ook van die verlies wat hy gelei het. Kom die Here en herstel dit, maar ons ook iets moois vir my. In daai vers, die eerste gedeelte wat Job ook gedoen het. Hy sê die Here het die lot van Job verander. Ja. Toe hy vir sy vriende, toe hy uit sy eie pyn en uit sy eie seer en uit sy eie onsekere uitklim en buitekant toe beweeg en toe hy dit doen. Vir daai ouens wat nog alles het, ek bid vir hulle. Ek dink nie daai persepsie wat jy dink en voel op 'n ander vlak as jy deur al hierdie goeters is, maar nog steeds sien jy ander ouens se lewens en opinies raak en sê weet jy wat, ek gaan vir julle bid. Dis 'n groot man. Dis 'n groot man. So ons sluit af reeds deur te sê dat die vyand maak skuwe in ons lewens. Jesus maak eintlik 'n vreeslike belofte in Johannes 10 vers 10 wat hy sê die duiwel kom. Ja. Hy kom. En hy kom wat te doen? Hy kom nie om jou partytjie met jou te hou nie. Hy kom om te steel. Hy kom om te slag en hy kom om te verwoes. Dit gaan daar wees op jou bord van jou lewe, jou skaakbord gaan hy kom. Ja. Jy gaan verlies beleef net, maar hier is die wonderlike belofte dat die Here vermeerder en dat die Here hoop gee en dat hy die laaste skuif altyd in ons lewens het. So. Ja. Ek sien uit vir die res van dit. Dit kan. Jy gaan meer en meer skuldig voel hoe meer en meer van hierdie karakters mense oor praat. Ja. Kom ons kyk na Josef op. Ja. Dankie Rias. Dankie Gary.